Omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die mense verkoel. So die Here het dit voorspel. OK. 1 Timoteus 4 vers 1. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. Die Here het voorspel. So weet ons het dit al reeds gebeur, die dag toe valse profete die plek ingeneem het en begin profeteer het. En het dit waar geword? Nee. Dit het nog nie waar geword nie. Dit sal ook nie waar word, dit is vals. Dit is wat die woord jou noem. So ons sien hierdie tekens al sterk in ons tyd van vandag, né? Minder Bybelse waarheid in kerke. Die pastoor is te bang om te preek oor sonde, want die regering sê hy mag nie preek oor sonde nie. Afvalligheid in die kerk. Verwerping van God se woord as absolute waarheid. As die woord sê, moenie dit doen nie, ag, shame jou, as ons verstaan wat jy deurgaan, moenie worry nie. Dis afvalligheid in ons tyd van vandag. Groot groei in wêreldse godsdiens en humanisme. Die manier hoe mense praise and worship. Hulle het hierdie ligte, en hulle het hierdie smoke masjiene, en dan stap jy deur die smoke, die pastoor wat kom bid, en jy maak 'n show. Met alle respek. En dan groot ding, kompromie met sonde in Christendom. Dis jou grootste afvalligheid. Jy het iemand doodgeskiet, ag moenie worry nie. Die Here sal jou vergewe. Jy kan dit maar weer gaan doen. Ek laat jou uit, jy kan maar gaan. Of die pastoor het die kerk se geld gesteel. Is okay. Dit gebeur. Dis okay, moenie worry nie. Jy kan volgende keer weer net aansoek doen. Ons skryf jy net na 'n ander kerk toe. Dit gebeur, mense. Dit gebeur. Hoor wat ek sê vandag. En ons sien hierdie teken sterker word. Die afval. En dit gaan so sterker word tot op die tyd wat dit geopenbaar word en dan is ons met die Here. Hoe sê dit dan nie? Jep. Dit wys dat die afval reeds aan die gang is en dit versnel. Okay, so dit was net 'n kort stukkie oor die afval. Okay, ek wil net daai side note ingegooi het, dat jy kan verstaan hoekom mense sê die afval is na die wegraping. Eintlik is dit onwaar, die afval is voor die wegraping. Dit gaan net snowball en groter effek hê na die wegraping. Okay. Goed, kom ons gaan aan na die volgende punt toe. So die tweede punt was die groot afval van die geloof. Die derde punt is die anti-kris verskyn. Nou die anti-kris, net gou so kort net vinnige, hoe gaan ek sê, klip in die bos, soos wat oom Nick altyd sê. Die anti-kris gaan 'n uitstekende leier wees wat opstaan, wat wêreldvrede beloof, maar mense mislei. En ons gaan meer oor die anti-kris gesels soos ons by hom kom. En dan natuurlik wat ons almal weet, hy sluit 'n verbond met Israel vir 7 jaar en dit begin die verdrukking. Sodra dat hy 'n verbond sluit met Israel, begin die verdrukking. Okay. Maar die verdrukking kan nie plaasvind as jy en ek nog op die aarde is nie. Ons moet by die Jesus wees. Okay, en hier is die vraag wat ek vanaand wil bespreek en ek sluit amper af. Is hoekom moet die verdrukking gebeur? Elke ding het sy doel. Elke ding het 'n ding wat moet gebeur. Die verdrukking van 7 jaar is nie net 'n straf nie. Of baie sien dit as 'n straf, maar dit is nie net 'n straf nie. Dit het 'n doel in God se plan. Dit moet gebeur.
Want as die verdrukking nie gaan gebeur nie, gaan die nuwe hemel en die nuwe Jerusalem nie kan afkom aarde toe nie. Dit gaan nie. Okay. So, die eerste ding is om Israel terug te bring na God, en dit kan jy vind in Daniël 9 vers 24. Wat sê, hierdie tyd is vir jou volk, Israel, om sondes te beëindig en geregtigheid te bring. Okay. En aan die einde sal baie Jode besef, Jesus is die Messias. So as die verdrukking nie gaan gebeur nie, gaan die Jode nooit besef wie hulle gekruisig nie. Okay. So jy kan dit gaan lees in Sagaria 12 vers 10. Sagaria 12 vers 10. Hoekom moet die verdrukking gebeur? Om die wêreld te oordeel. God gaan onreg, afgoderry en geweld straf. As ons lees op die 1000 jaar van vrederyk, gaan die Here heers met 'n eysterhand. Hy gaan ongeweld straf en hy gaan begin in die verdrukking. So volgende week leer ons die eintlike verdrukking en ons gaan 'n bietjie gesels oor die 4 lewende wesens. Okay. So hy gaan onreg, afgoderry en geweld straf. Openbaring 6 tot 18 beskryf die seels, basyne en die bakke wat van oordeel. 6 tot 18. Dit gaan 'n lekker studie wees. Openbaring 6 tot 18. Okay. Die derde, hoekom moet die verdrukking gebeur? Om die wêreld natuurlik voor te berei vir Christus se wederkoms. Na hierdie tyd kom Jesus terug om te regeer in geregtigheid en vrede. En dit lees jy in Openbaring 19 tot 20. Openbaring 19 tot 20. En dit is die hele studie vanaand op hoekom moet die verdrukking gebeur. Ek het vir jou ondersteunende skrifgedeeltes gekry wat ek graag vir u wil gee, so u kan dit regtig gaan neerskryf, dit kan u help. So as u net my 'n paar oomblikke sal gee, kom ek lees dit vir jou. Ek sal stadig lees. Dis Daniël 9 vers 24 tot 27. En daar praat Daniël van die profesie van die 7 jaar verdrukking. Okay? Dan 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 17. 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 17 praat natuurlik oor die wegraping van die gelowiges. Baie inligting wat ons vandag geleer is wat ons ken, maar ons moet dit verstaan om die verdrukking in volheid te kan verstaan. Dan 2 Tessalonisense 2, die anti-kris en die afval. Maar onthou die afval gebeur voor die wegraping, né? So julle moet dit in konteks verstaan. Dan Matteus 24 kan jy gaan lees oor Jesus se eie beskrywing van die eindtye. Jesus se eie beskrywing van die eindtye. Snaaks dat hy die evangelie gebruik het daarvoor, né? Dit is interessant. Dan Openbaring 6 tot 19. Die tyd van die verdrukking en God se oordeele. En dan Openbaring 20 tot 22, dit wat ons almal na verlang. Jesus se heerskappy en die nuwe hemel en die nuwe aarde. Waar ons vir ewig by die koning is en ons net by hom is. En as hy ooit weer 'n nuwe aarde sal maak, wel, dis toekomstige gebeurtenis, ons weet nie daarvan nie. Okay. Alhoewel daar is spekulasie, maar ons kan nie met sekerheid sê nie.
Okay. Jesus se heerskappy en die nuwe hemel. Ja. Ja, wanneer die Bybel eindig. Alhoewel die woord sê hy sal aanhou leef altyd, maar waar ons woord eindig. Nee. Nee, dit sal nie in die nuwe Bybel kom nie. Die Here sê hierdie is sy woord. Ja. Amen. So ultimately moet die verdrukking plaasvind sodat ons uiteindelik by die eindpunt kan kom. Die Here se planne is baie goed. Ons kan net inval by sy planne. Daarom maak die lewe reg en vertrou op hom. Amen. Kom ons sluit die oë. Enige vrae voordat ons bid? Hierdie was net so 'n bietjie bekende agtergrond oor die verdrukking. Volgende week klim ons in die verdrukking in en ons gaan vir 'n bietjie ontleed. Want die verdrukking het baie interessante feite wat vir ons interessant kan wees. Alhoewel jy dit nie gaan Wat 'n vraag het jy? Ek het net soos daai wat die woord sê. Hy sê in die middel, né? Die woord sê in die middel. Ek het lees. Is dit by die 4 lewende wesens? Onder andere, maar meer oor die Verdrukking. oor die troon. Oor die troon. Openbaring 4, ja. Hy sê rondom hierdie groot troon in die middel het daar nog 24 trone gestaan. Op elkeen van hierdie trone dan sê hy voor die troon was dit daar 'n see van, dit is nou 'n ander vertaling hierdie wat ek nie die bekende wat. Rondom die troon was daar 24 trone en op die trone 20 ouderlinge. Hy sê en voor die troon Was daar 'n see. En voor die troon gebrand en voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal. Wat is dit? Kom is daar 'n see van glas soos kristal. En in die middel van die troon, nou soos weer in die middel van die troon. Maar die ouderlinge is in die middel van die troon. Verstaan? So daai is vir my die prentjie en dan kan die prentjie. Nou soos weer in die middel van die troon. En in die middel van die troon en rondom die troon. So dis ou beide is die 4 lewende wesens. So daai in die middel van die troon en rondom die troon is die 4 lewende wesens. So dit was vir my daai is vir my nogal. Okay. Hoekom beide? As jy sê nou luister ek praat net eers. Hoekom beide? Dis in die middel van die troon en is rondom die troon. En dan die see van glas soos as kristal was voor die troon. Sal ons dit 'n vraag maak wat ons bietjie gaan ondersoek instel vir volgende week? As jullie ons op het afgenomen, wat ja. En soos daai waar hulle goed beskryf, jaspis en sardius, dis stene. Jaspis is een van die stene wat op die priester se kleed is. Hy is die 12de steen op die priester se kleed. En dan rondom die troon was 'n reënboog wat aan sy voorkoms gelyk het soos 'n smaragd. 'n Smaragd is groen. Nou moes dit weer groen. So die beeldspraak. Ja, ja.
En ek dink op die insel kan Jaspers kan of rooi in vorm wees, groen in vorm wees, of so helder in wees, soos die diamant. So hy kan verskillende vorme hê. So in my brein nou imagine jy nou God volgens hierdie vergelyking wat ek jou kan so dis net vir my so Okay. Ons kan net bietjie gaan navors. ja. Want op vra vir ChatGPT, hy kan nie vir jou 'n image maak nie. Dis dan AI bedoel ek kan nie vir jou 'n image skep van wat die Bybel beskryf. Okay, so ons doen volgende week daai 4 lewende wesens en dat saam met die ander. Reg met julle. En wie is die ouderlinge? Dis wat ek ook Met die woord sê wie is die ouderlinge? 24 ouderlinge, 7 stamme en die 7 apostels. 12 stamme. 12 apostels, ja. 12 stamme en die 12 apostels. Ek sê by die huis antwoord. Dankie pastoor. Plesier. Ek gaan gelukkig saam met die gemeente dit huis toe. Prys die Here, kom ons sluit die oë en ons bid saam. Here, wat 'n voorreg om vanaand in die teenwoordigheid van U te kon wees, Here, om te kon leer. Baie dankie vir die lering, baie dankie vir die wysheid, baie dankie vir die leiding, Here. Here, help ons met hierdie vrae wat ook vanaand gekom het, Here. Help my om die regte antwoorde vir dit te kan kry, Here, naaste aan U woord. Help my om dit, Here, inspireer my. Here, dankie dat ek kan weet ek kan dit van U vra, Here, want U sal dit vir ons gee. In U naam alleen. Amen.